Ai, liewe kykers, kom ons gaan aan waar ons laasweek opgehou het. Die boek van Kolossense. Ek het geraak aan heiligmaking. Onthou 1 Korintiërs 1 vers 30, hy is u heiligmaking. Luister, liewe kyker, as Jesus u heilig gemaak het, kan u nooit heiliger word nie. Hy het u volmaak voor die Vader kom stel. Kolossense 1 weer, gebrekloos, foutloos, sonder enige vlek, gebrekloos, het hy u voor die Vader kom stel. Is dit nie wonderlik nie, liewe kyker? Dis wat God gedoen het. Hy het dit vir u gedoen. Heiligmaking is 'n geskenk aan u. Nou word u in u hele lewenswandel heilig. Kom ons bid saam. Vader, ons dank u dat u ons leer. As u leer ons, Vader, hierdie wonderlike waarhede. Dankie dat u ons nie veroordeel nie. Dat u ons vir ons sê, kom na my toe, as jy vermoeid en belas is. En ek sê jou rus gee. En ons kom, Vader, ons kom nou na u toe. Heilige Gees, open die skrifte vir ons, sodat ons beter kan verstaan, in Jesus naam. Amen. Ai, liewe kyker, wonderlik. Ek gaan weer aan, daar in Kolossense. En ons gaan nou so 'n bietjie verder gaan, maar ek wil hierdie konsep by u indring. En ek dring dit by u in, maar dit dring terselfdertyd in my in. Wat is dit? Dit is dat u reeds heilig verklaar is. U gaan nooit meer heilig word nie. Maar in u lewenswandel gaan u meer heilig word. Hoe verduidelik ek dit? Romeine 12 sê, u word verander deur die vernuwing van u gemoed. Waarna toe verander u? U verander meer in u leefwyse na die beeld van Christus wat in u is. Paulus sê, hy bid dat Christus gestalte in jou sal kry. So, wat beteken dit? Christus kry gestalte in ons. Hoe? In ons lewenswandel. Mense begin na ons kyk en sien, maar hy is eerlik. Sy ja is sy ja. Hy wys selfbeheersing. Hy's getrou. Hulle praat oor jou, hulle sê, jy kan daai man vertrou. Het jy al gehoor, party mense sê, ja, daardie man is 'n man van sy woord. Nou die teenoorgestel is ook waar. Daai ou sê hy's 'n Christen, maar hy eer nie sy woord nie. Nou sê mense, hy kan nie 'n Christen wees nie. Nee, liewe kyker, nee. Daar is jy verkeerd. Hy kan 'n Christen wees. In Jakobus 1 vers 21 sê dit, lê dan af alle vuilheid en boosheid. Hy praat met Christene wat moet boosheid aflê, vuilheid aflê, skinderpraatjies aflê, geïrriteerdheid aflê, hier meer wat verloor word, aflê. Hy sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om jou siel te red. Jou siel te red. Van wat? Van vuilheid, van boosheid, van skinder, van onopregtheid. U sien, liewe kyker, die wêreld. Jy kan maar vir hulle sê jy's 'n Christen, maar hulle soek die vrug. Hulle wil sien hoe jy die liefde van God wys. Hulle wil sien dat jy is 'n man van jou woord, 'n vrou van jou woord. Jy's nie bemoeisiek met ander se sake nie. Hulle wil dit sien. Nou weet ek, as u iemand is wat nou van hierdie foute
in u lewe sien. En ek sien in my eie lewe ook foute. En nou wil ek verander. Nou weet jy wat is 'n swaar las? Sy juk is sag en sy las is lig. Maar as jy 'n juk wil hê wat swaar is, en 'n las wat nie lig is nie, dan moet u probeer werk aan u skindertong. Wat bedoel ek? Jy werk op 'n wêreldse manier. Ek sal nie skinder nie. Ek mag nie skinder nie. Nee, ek skinder nie meer nie. Ek gaan nie my meer verloor nie. Ek sal 10 tel. En dit werk dalk 1 keer, 2 keer. Maar weet jy dat God het vir ons 'n oplossing gegee? Jakobus 1 vers 21. Ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. In Petrus sê hy duidelik, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord dat julle daardeur kan opgroei. Nou gaan ek en u na van die skrifte kyk. Ons gaan nou kyk na wat sê die woord, sodat ons kan opgroei. U sien, u groei nie op deur te konsentreer op die foute nie. U kan sê, u groei nie op deur te kyk na die sonde nie. Sonde is om die merk te mis, om die doel te mis. U groei nie deur daarna te kyk nie. U groei deur die medisyne te vat, wat vir u betaal is deur Jesus Christus. Onthou Kolossense 1 het ons gesê, die Vader het u bekwaam gemaak. Die Vader het my bekwaam gemaak, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. U behoort so bewus te wees van hierdie skrifte, wie u is. Wie is u? Ek is 'n Christen. Ek is in Christus. Hy is my wysheid. Hy is my heiligmaking. Dankie Here, ek so bly. En nou wys u selfbeheersing. Want u is gefokus op Jesus. Dit is wat Hebreërs 12 sê, u oog gefestig op Jesus, die volëinder van my geloof. Die oog gefestig op Jesus, dit is u oorwinningspad oor geïrriteerdheid. Die oog gefestig op Jesus, dan word u nie ongeduldig nie. Die oog gefestig op Jesus, dan sal die vrede van God in u hart heers. Ai, liewe kyker, die Here praat met my hierdie laaste tyd oor heiligmaking, en hy begin my al hoe dieper te wys, wat is heiligmaking? Jy weet, want ek het dit nooit verstaan nie. Ek het gedink ek moet beter word, dan word die Here trots op my, dan aanvaar hy my beter. En jy weet wat daai ding vandaan kom, is van skooltyd af. As die kind nie goed doen nie, dan kry hy nie 'n sterretjie nie. As hy goed doen, dan kry hy 'n sterretjie. Sy doen, gee vir hom sterretjies. Maar die evangelie is net andersom. Hy het dit gedoen. Hy het al die sterretjies in die wêreld gekry. En hy sê, ek gee vir jou die sterretjies. Ek gaan van jou 'n nuwe mens maak. En nou sê ek en jy, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. En ek en jy sê, ek is 'n nuwe skepping. En nou sê die Here, jy's 100% nuut. Jy is klaar heilig. En jy dink, maar hoef ek nie daarvoor te werk nie? Hy sê nee, rus in my. Hebreërs skryf die Heilige Gees deur die skrywer. Gaan, stry hard om in die rus in te gaan. Die rus van jou werke. Rus. Ek het al hierdie voorbeeld vir u gebruik, die ou tannie wat vir ons gesê het, vir predikant gesê het, ek is nou so moeg geglo. Ek is nou so moeg al. Hoekom? Want sy het gedink, deur haar werke, verdien sy saligheid. Nee. U werke is 'n vrug van saligheid. Leer my, Here, leer my. Leer my, Here, leer my. Dis wat ek wil vra. Here, leer my. Leer my, Here. Jy weet, ek het daar by 'n veldskool gewerk vir 18 jaar. En ek het perde gehad.
26, 29 perde. So lekker vir my gewees. En ek het my perde so geniet. En ek voel toe skuldig, omdat ek die perde so geniet. En ek gaan na die Vader toe, ek sê, Vader, ek weet nie, ek geniet hierdie goed so, dit is so lekker vir my. En die Vader sê, weet jy, geniet ek dit, om jou te sien, dat jy dit geniet. Jy hoef nie veroordeel te voel, as jy dit geniet om naaldwerk te doen nie, as jy dit geniet om mense af te rig met rugby, sokker, as jy dit geniet om mense naaldwerk te leer, ai, liewe kyker, moenie skuldig voel nie. U sien, u roeping is om gemeenskap te hê met die Vader in die naam van Jesus deur die krag van die Heilige Gees. Gemeenskap met God, dis u roeping. Nou leef u roeping uit in die onderwys, terwyl jy naaldwerk doen, terwyl jy met perde werk, terwyl jy dit doen, dat doen. U leef u roeping uit. U sien, die wêreld wil sien dat u 'n vrou is van u woord, 'n man van u woord, 'n man van karakter. Jy kan op hom staat maak. As hy sê hy is 5 uur daar, dan is hy 5 uur daar. As hy nie kan kom nie, bel hy. Hy sê, hy is jammer, hy kan nie. U sien, dis die uitvloei van Christus in u. Kyk, Jesus, as hy gesê het, ek sal dit doen, dan sal hy. Want hy het alle mag. Hy gaan nie verander nie. God verander nie. En is dit nie wonderlik om so God te hê nie? Die God van hemel en aarde, wat hemel en aarde geskaap het, wat die wind in sy hande het, wat die see in sy hande het. Hy sê, nooi my uit, ek wil jou vernoot wees. Ek wil saam met jou werk. Jy saam met my, ek saam met jou. Is dit nie wonderlik dat jy 'n uitnodiging van die almagtige God het, wat sê, kom na my toe. Al was jou sonde soos skarlak en dit sal wit word, soos sneeu. Kom, laat ons nou die saak uitmaak. Watter saak? Die saak van jou sonde. Die saak van jou vuilheid. Kom na my toe. Ontvang van my gebrekloosheid, vlekkeloosheid, sondebevryding, sondeuitwissing, dat jy heilig is soos God heilig is. Ek is heilig, sê God, julle is heilig. Hy het ons heilig verklaar, liewe kyker. Dit is vir my die wonder van die goeie nuus. Hy sê, Piet, jy's heilig. Koos, jy's heilig. Wayne, jy's heilig. Hy sê dit vir jou, in jou gesig, sê hy vir jou. Jesus het 'n vloek geword, sodat die seun van Abraham na jou toe kan kom. So wat is heiligmaking, liewe kyker? Heiligmaking. Hy het jou heilig gemaak. Hy is jou heiligmaking. Dit is hoekom, as ons hom gaan sien, 1 Johannes 3, vers 1 en 2, as ons hom sien, gaan ons soos hy wees. In 1 Johannes 4 sê dit, ons is nie bang vir die oordeel nie, want die liefde van God, ons het dit leer ken en geglo. Nou is ons nie bang vir die oordeelsdag nie, want ons weet soos hy is ons in hierdie wêreld, 1 Johannes 4. Nou, liewe kyker, wat is heiligmaking? Waar vind hierdie verandering, waar moet dit nog plaasvind? U sien, u kan dit so sien, u is gered, en u kwalifiseer vir hemel. U is nou reeds gesete in hemelse plekke. Niks kan u skei van die liefde van God nie. U is gered. Nou, u word gered. Hoe? In u siel en in u liggaam. Met u denke, u begin aanvaar, u is gered. U is gered. Nou begin u meer selfbeheersing te toon in die wêreld. U begin sien, maar ek het die Heilige Gees, met al sy gawes,
O, hy's in my. Watter gawe nodig is in my proses, gaan hy vir my wys. Ek gaan nou in tale begin praat. Ek gaan myself stig. U sien, u ontvang die gawes. Nou werk die Heilige Gees in u alledaagse lewe, om daardie gawes te geniet. Die gawe van onderskeiding van die geeste. Die gawe van genesing. Watter gawe is die belangrikste? Die een wat u nodig het op daardie spesifieke tyd. Weet u dat die Heilige Gees in u woon? U sien, ek is gered. Die Heilige Gees woon in my. Maar nou in my alledaagse lewe moet ek dit al hoe meer besef. Want dan kan ek vir siekes bid. Want ek weet, ek is 'n kind van God. Ek sal op siekes die hande lê en hulle sal gesond word. Nou, omdat ek meer oortuig is daarvan. Jy kan dit so voorstel. U siel, u gees, u siel en u liggaam. Die siel is soos 'n kraan. Dit is soos 'n hek, soos 'n welf wat jy oopdraai, sodat die gees deur kan vloei, in u emosie in u liggaam en u steek jy hand uit, en u bid vir iemand. Kan jy dit mooi verstaan? Gees gered. Dit wat uit God gebore is gees. God is gees, en hy het geboorte gegee, u dit aanvaar, u is wedergebore in die gees. Nou vind jy die geestelike wedergeboorte sy weg deur die kraan na jou liggaam toe. En mense begin sien, maar jy's gelukkig. Hulle begin sien, maar die juk is sag wat jy dra, die las is lig. Wanneer almal om jou bekommerd is jy nie bekommerd nie. Maar nou gebeur dit, dat jy as Christen ook saam met hulle praat en bekommerd is. Dan kom jy terug. Nou wat sê God? Bid vir julle leiers. En jy begin dit doen. Jy sien, jy begin na Jesus kyk. En jy dink, ag, ek het so opgevoeter. Daar wat ek saam met hulle geskinder het. Ek moes dit nie gedoen het nie. Nou kan jy uit Christus lewe. En dan die ou terug gaan, sê nou maar jy het hom skade gedoen met jou tong. En sê, hoor die ek jammer. Ek bely, vergewe my. En hy vergewe jou. Jy sien, nou begin jy Christenskap uitlewe. Jy vergeld nie kwaad met kwaad nie. As iemand jou kwaad doen, vergeld jy hom nie met kwaad nie. En sê nou maar, jy slegte woorde gebruik, jy slip op, en jy vergeld kwaad, wat hy aan jou doen, met kwaad. Jy slaan hom terug. Sê nou maar jy het. En dan kom jy terug, na wie jy is. Ek is 'n Christen. Dit was nie reg nie. Dit was nie wandel deur die gees nie. Dit was 'n werk van die vlees. Nou ontvang jy die ingeplante woord, Jakobus 1 vers 21, wat in staat is om jou siel te red. Jou siel, gees, siel te red. Jy ontvang dit. Nou kom jy en jy sê, Here, ek wil met daai ou gaan praat. Jy gaan soontoe, bely mekaar julle misdade. Jy gaan en jy sê, hoor ek sê jammer, ek het so en so. En ek waarborg jou, die Heilige Gees is so bly as jy dit doen. Hy's wakker, Jeremia 1 vers 12, hy's wakker om sy woord te volbring. Nou, help hy jou. Jy sê dit, en hy doen iets in daardie persoon se lewe, en in jou lewe. Die Bybel sê, wandel in vrede met alle mense, so ver dit van jou afhang. Jy sien, baie keer kan jy alles in u vermoë doen, en jy het gebid en alles, want dit is asof daardie persoon dit nie aanvaar nie, en hy aanvaar dit nie, dit is so, maar ek wil vir u sê, u verantwoordelikheid is om Christus te wees in hierdie wêreld, soos hy is u in hierdie wêreld. Nou, Kolossense
hoofstuk 2. Ek wil hierdie gedeelte net aanraak met u. Ek het vir u gelees, die skuldbrief teen u is aan die kruis vasgenaal. Die skuldbrief teen u. U was skuldig. Maar nou is u nie meer skuldig nie. Daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Nou sê Paulus in Romeine 6, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Hy sê nee, ons wat dit dan afgesterf het, hoe kan ons daarin lewe? So dis by u nou 'n normale ding om in vrede te wandel. U sê, ek is 'n Christen, ek is 'n kind van God. By my wys die vrug van die Gees. Dis my normale leefwyse nou. Die normale Christelike lewe is om selfbeheersing te wys. Die normale Christelike lewe is, dis nie normaal by 'n Christen om in sonde te bly lewe nie. Dis nie normaal nie. Dit was normaal. Ek verduidelik dit altyd so, die vark en die skaap. Die vark, as hy modder sien, sy normale is om in die modder te gaan rol. Dis sy normale. As hy 'n verkeerde 'n modderpoel met slyk en stink sien, dan gaan rol hy daarin. Dis sy normale. Maar liewe kyker, wat is u normale? Die varkhart is uitgehaal. Hy sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste en ek sal maak dat julle in my verordeninge wandel. Nou kom Jesus. Hy sê, as jy na my toe kom, sal ek jou nooit uitwerp nie. Nou kom jy. Jesus kom. Hy gee vir jou deur die Heilige Gees 'n nuwe hart. 'n Nuwe gees in jou binneste. Die Heilige Gees begin jou te vervul. Die Heilige Gees kom op jou. En jou normale is nou, as jy modder sien, om weg te draai. Jy het 'n skaap geword. Skaap van die goeie herder. En nou luister jy na sy stem. Jesus sê, my skape ken my stem en hulle luister na my stem. Nou in Kolossense sê dat die skuldbrief teen jou is aan die kruis vasgenaal. Jy is in Christus gekruisig. Dis verby. Jy is begrawe. Jy het opgestaan in 'n nuwe lewe. Daarom as iemand in Christus is en jy sê ek is in Christus, ek het 'n nuwe lewe. Nou begin jy daardie vrede wat jy in Christus sien, begin jy uitleef. Jy is nie meer soos jy was nie. Mense sal jou ontmoet. Ek onthou, toe ek het in Harrismith area groot geword. En ek is baie stout gewees in die skool, geskort uit die koshuis uit en al so aan. En die ouens in Harrismith, baie van my portier, hulle onthou my. Nou sê hulle, Piet, is jy nog so stout? En dan sê ek vir hulle, het jy nie gehoor van my ongeluk nie? Dan is dit nou baie sensitief vir hulle. Vra nou wat nou? Sê ek het in die kruis vasgeloop. Dit was my ongeluk. My ou mens is toe dood. En hierdie een wat jy nou sien, jy sien my uiterlike, maar ek is 'n nuwe mens, ek is in Christus. Ja, en daar verander die gesprek en ons kan so lekker oor geestelike dinge praat. Liewe kyker, ek wil u uitnooi om my te kontak. Bel my, WhatsApp my. Moenie dink, nee, ek sal nie met u praat nie, of dink ek's te besig nie. Ek is nie te besig nie. U bel my, u WhatsApp my, dan gesels ons. Ek hou daarvan, om te hoor, waar staan u? Ek hoor nou die dag van 'n vrou, sy sê, 11 jaar terug het ek jou goed begin kyk. 11 jaar terug, op YouTube. En nou eers hoor ek van haar. Ek wil van u hoor. My nommer is 073-475-9110. Ek hoor hierdie uitsending saai Dinsdae aande uit 6:00 en Donderdag 12:00. So, is welkom. En jy weet, as jy 'n Christen is, kan jy nie jou familie kies nie. Ek is jou familie, ek steel van jou. Ek is jou broer. Ek wil daarom jou kontak en bietjie met jou gesels. Mooi loop, seën vir jou.